vers 21, vers 37 gaan ons deurlees tot daarby Lukas 22 vers 6. Kosbaar in hierdie tyd wat ons net voor die Paasnaweek so 'n bietjie kan kyk na gebeure wat ook dan in aanloop was tot die Paasfees waar die Here Jesus Christus dan gekruisig is. Terwyl die woord van die Here oop is vir ons, kom ons buig net so in aanbidding. Here, baie dankie vir die woord wat ons nou oop het. Dankie dat ons daaruit kan lees en dis wanneer U dan nou met ons praat, dat ons aandagtig moet luister en dat ons ook ons harte sal oopstel vir die woord en dat U vir ons sal help om gefokus te wees. Here, dat ons nie sal dink aan ander goeders nie. Daar is so veel baie ander dinge wat ons aandag kan aftrek van hierdie paar oomblikke wat ons besig is met U en met U woord. En daarom bid ons, Here, vir genade ook nou, dat U ook met ons sal wees. Dankie dat ons in U teenwoordigheid in beweeg het vanmôre. U het ons toegelaat met ons menslike wese, met ons natuur wat ons het, wat neig na sonde. Here, het U vir ons toegelaat om in U heilige teenwoordigheid in te kan kom. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan weet, ons kan U aanbid. U laat ons toe. Nie op ons manier nie. Maar Here, U genade is vir ons groot. En daarom buig ons voor U. Here, baie dankie dat ons as gemeente voor U kan buig ook vir hulle wat siek is, wat in hospitaal is, wat hierdie week in operasie was, en dat het goed gegaan het, hulle wat herstel het ook dan na die siektes. Here, ons wil U kom vertrou en U kom vashou ook vir 'n groot werk in liggame wat siek en krank is, en dat U dan op die einde van die dag ook net U doel sal bereik ook daardeur. Ons kom dankie, Here, vir genesing. Ons dankie, Here, vir voorsiening ook daar waar siektes is en hoe U dan ook dan sal voorsien. Dankie dat ons vir ons gemeente kan bid. Ons is so dankbaar om vanmôre dan te kon deel van die sendingkerkie wat dan weer in aanvang neem. Daar is baie ander planne om dan ook te kan uitreik na buitekant toe met die evangelie. Here, U vermaan ons dat ons die getuies moes wees, nie net hier in Jerusalem nie, maar ook in Judea, die omstandighede, die gemeenskap rondom ons, maar ook transkultureel na Samaria toe, maar ook aan die uiterstes van die aarde. Ons kan nie net wil fokus hier op ons eie plekkie van aanbidding en net vir wat dit vir my beteken en ek ontvang, Here, maar ons moet ook uitreik na die koninkryk van God se werk toe. Ons moet 'n koninkryk visie hê. En daarvoor weet ons, Here, sal U voorsien wat ons nodig het, ook in die materiële dinge, die finansies, en dat U ook vir ons voorsien, Here, sê ons vir U baie dankie. Ons het U vertrou ook, en Here, ons is dankbaar vir getrouheid van U lidmate wat ook dan so vir die saak gee. En ons bid dan ook vir wysheid, Here, vir die kerkraad, vir besluite wat ons moet neem, verantwoordelikheid wat ons moet neem, rentmeesterskap ook vir die gemeente, en dan ook so, Here, dat U dan op die einde van die tyd net verheerlik mag word. Ons kom loof en prys U wonderlike en heilige naam. Nou, Here, terwyl ons na die woord gaan luister, ons gaan dit lees en ons gaan luister na die prediking daarvan. Kom, Here, kom stel ons fokus en ons gedagtes nou in op dit wat U met ons wil deel. Nie enigiets anders nie, maar op die woord wat voor ons oop is. Ons loof U wonderlike naam. Amen. Skriflesing is dan vanmôre uit Lukas hoofstuk 21 en ons gaan vanaf vers 37 tot by hoofstuk 22 vers 6 gaan ons saam dan lees. Lukas 21 vers 37. En hy was oordag in die tempel besig om te leer, verwys na Jesus toe. Hy was in die dag besig om te leer in die tempel. En snags het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom om na hom te luister. En die fees van die ongesuurde brode wat Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek
het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en die hoofde beraadslag, hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. Net tot sover die lees in die wonderlike en die onfeilbare woord van die Here Jesus. Ek wil vanmôre dan as tema vir ons boodskap met u praat, die pad wat lei na verraad. Daar was 'n baie duidelike en 'n doelbewuste komplot om Jesus uit die weg te kry. Vanaf die Joodse geestelike leiers, die priesters, die skrifgeleerdes, die kerkleiers, wat bedreig gevoel het, omdat Jesus die waarheid kom leer het vir die mense, die valsheid wat hulle die mense geleer het, kom ontbloot het, en Jesus wat by die woord van God gebly het, en hulle het 'n ander godsdienst vir die mense geleer, 'n godsdienst, 'n humanistiese godsdienst, 'n godsdienst van werke, 'n godsdienst van jy moet doen om God te beïndruk, om regverdig voor hom te wees. Jesus kom met die genade na die mensdom toe, en hulle het bedreig gevoel as gevolg van hierdie prediking van Jesus Christus. Nou die feit dat Jesus gevange geneem is en dan veroordeel is, moes gebeur het. Dit is deel van God se raadsplan vir die verlossing van die mens. En dit moes so gebeur het. Maar dit verskoon nie die mense wat Jesus verraai het nie. Die skrifgeleerdes, die priesters en ook Judas wat deel was van Jesus se disippels, het nou hierdie verraad gepleeg om Jesus te verraai en oor te gee om veroordeel te word, om hom uit die weg uit te kry. Maar daar is ook genade vir hulle gewees in Jesus Christus. Die genade is daar vir elke mens wat berou het oor sy sonde en om vergifnis te pleit by Jesus. God se genade is oneindig groot. En hy sou hulle vergewe het as hulle met ware berou na hom toe gekom het en werklik vergifnis gevra het ook voor Jesus. Al het hulle hom verraai, al het hulle verraad gepleeg, sou Jesus hulle vergewe het. Die priesters, die skrifgeleerders en Judas, wat 'n disipel van Jesus was, die binnekring van Jesus, was skuldig aan verraad gewees. Hulle het nie net Jesus gevange geneem en hom oorgegee nie, maar hulle het ook die hele volk in opstand gebring deur valse aantuigings. En so gebeur dit in die werk van die Here, dat daar is valse aantuigings om die Here Jesus Christus in 'n slegte lig te stel. Die wêreld is besig daarmee. Die sosiale media loop oor van hierdie verraad teen die Here Jesus Christus. Selfs die disipel van Jesus wat naby Jesus gelewe het, die binnekrant van Jesus was deel van hierdie verraad gewees. Nou verraad is 'n baie ernstige aanklag. As ons gaan kyk na die woordeboek van verraad, sê dit so, dit is 'n kriminele ontrouheid of 'n skending van vertroue. Die priesters, die fariseërs, die skrifgeleerdes, 'n disipel van Jesus, het uitgestaan as manne van God, maar hulle was in 'n komplot, en hulle was besig met verraad. Hulle het skending gebring in daardie vertroue. As ons gaan kyk na die sinonieme van verraad, is dit disloyaliteit, ontrouheid, troueloosheid en om iemand te verraai. Ek wil vanmôre in die boodskap dat ons 'n bietjie fokus op Judas Iskariot, een van Jesus se disippels, en wat gelei het
laat hy, wat so naby aan Jesus gelewe het, om skuldig gemaak het, om in die versoeking te val, om verraad te pleeg. Ons kyk na die pad wat gelei het na verraad. En die eerste gedagte wat ons sien uit hierdie lewe van Judas Iskariot, sien ons dat die pad wat lei na verraad, is 'n hart wat ontvanklik is vir die werk van die duiwel. Judas Iskariot was ook vir die werk van die duiwel, en die Bybel sê dit vir ons in verse 3. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Alhoewel Judas 'n disipel van Jesus was, in die binnekring van Jesus, van daardie 12 gekore manne, wat Jesus vir 3,5 jaar dan nou gevolg het, het hom nie gevrybaar vir die werk van die duiwel nie. Sien, die probleem was, dat hy oneerlik was met Jesus, oneerlik met sy disippelsmaats, maar ook oneerlik met homself. En hy was oopgestel gewees vir die werk van die duiwel hier in sy gedagtes, in sy bedoelinge en in sy motivering. Tydens die Pasga, toe hulle daar was, lees ons in Johannes 13 vers 2 hierdie woorde, en gedurende die maaltyd, hier sit Jesus met sy disippels om die tafel, sê, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Hy was oop vir die werk van die duiwel teen Jesus Christus. Judas sit saam met die Here Jesus en die ander 11 disippels aan die tafel van die Pasga, en hy het reeds in sy gedagte gehad om Jesus te verraai. Maar wat hy nie geweet het nie, Jesus het dit geweet. Die Here Jesus Christus uit sy godheid en uit sy alwetendheid het hy presies geweet wat in die hart en die gedagtes van Judas Iskariot dan aangaan. En ons lees dit in hierdie gesprek aan hierdie tafel van Jesus. Daar staan in Johannes 13, daar vers 21 en 22. Ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit gesê het. Vers 26 gaan dit verder, Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom gevaar, en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Jesus het geweet, hy gaan in daardie nag gevange geneem word. Hy het geweet, hy gaan daardie marteling moet deurgaan en veroordeel word. Dit was God se raadsplan vir ons as sondaar mens. Maar Judas was ontvanklik vir die werk van die Satan, binne in die binnekring van Jesus. En hy gaan en hy verraai Jesus Christus. Voor Jesus en die disippels aan die tafel gaan sit het, daar by die Pasga, het die duiwel al reeds in Judas begin werk in sy hart. Judas het reeds die geestelike leiers, die priesters en die skrifgeleerders gaan sien, en hulle het 'n ooreenkoms aangegaan, hoe hy hulle sal help om Jesus te verraai. En hier aan die tafel, by Pasga, sit hy skynheilig, en hy maak of hy niks weet wat Jesus hier sê nie. Die priesters en die skrifgeleerders wou die Here Jesus Christus nie tydens die Paasfees gevange neem nie, want hulle was bang vir die Jode dat hulle in opstand sou kom, en daar 'n volksopstand sou uitbreek. Want die mense, die woord het ons gelees, dat die hele volk het gekom om te luister na die prediking van Jesus Christus. En Paasfees is 'n heilige fees vir die Jode. Dis 'n Paasfees waar hulle terugdink aan die verlossing uit Egipte, en hoe die sterke hand van God hulle uit slawerny uitgelei het. En daardie aand toe die Paasfees ingestel is, met die lammetjie wat hulle moes slag, en hulle dan ook die Here daarmee geëer het, en daardie dood van die eerstgeborenes
van die mense wie die bloed van die lam nie aan die deurposte was nie, en hulle daaruit vrygelaat was. Terwyl die volk besig is om fees te vier, dink die geestelike leiers planne uit om Jesus, die Messias, uit die pad te kry. Gaan dit nie so in baie kerke in ons vandag nie. As ons gaan kyk na die wêreldse kerke, en Judas kom tot hulle hulp in die binnekring van Jesus, om Jesus aan hulle oor te lewer. Hulle gebruik ook vir Judas, omdat hulle weet, hy sal hulle help om hulle doel te bereik. Daar is baie mense binne in die kerk, die Christelike kerk, evangeliese kerke, wat die werk van Christus vernietig, sonder om te blik en te bloos. Judas is daar die beeld, wat ons moet gaan kyk. Here, is ek 'n Judas? Is ek oop vir die werk van die duiwel? Of is ek oop vir die werk van Christus? Die eerste gedagte, die pad wat lei na verraad, is 'n hart wat ontvanklik is vir die werk van die duiwel. Die tweede gedagte wat ons kyk, die pad wat lei na verraad, is waar die mens nie beheer het oor sy swakheid nie. Daardie swakheid wat jy in jou lewe het, en u en ek sal weet wat se swakheid daar in my lewe is. Kom ons gaan kyk na Judas Iskariot se lewe. Lukas 22 vers 4 en vers 5 wat sê, toe het hy gegaan en met die owerpriesters en die hoofde beraadslaag hoe hy hom aan hulle kan oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. Judas se swak plek was geldgierigheid. Dit was sy probleem wat hy gehad het. En as gevolg van hierdie swakheid wat hy nie beheer oor gehad het nie, het die duiwel sommer direk in hom gewerk. Dis hoe die duiwel Judas gekry het om na die verkeerde kant toe te neig. Sy grootste swakheid was hierdie geldgierigheid. Hy was een van die disippels en hy het die beurs gedra. Jesus het hom toegelaat om die geld van hulle te hanteer. Maar hy het ook daarvan gevat vir homself. Hy was so oneerlik geweest. Geld het hom blind gemaak vir die foute wat hy maak. 1 Timoteus 6 vers 10 wat sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Nou liewe vriende, daar is nie fout om hard te werk en 'n salaris te verdien nie. Want sommige beroepe bied meer salaris aan as ander beroepe. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Dit is wat ons moet doen. Ons moet hard werk sodat ons kan verdien om vir ons families te sorg. Hoe meer verantwoordelikheid 'n mens het, hoe hoër behoort ook die vergoeding te wees. Dit is reg. Harde werk word beloon en soms ook in oorvloed. Maar die probleem kom in wanneer daardie geld 'n mens begin beheer en dan self oorneem. Dit lei dat die mens nie meer tyd maak vir mekaar nie eens meer tyd maak vir jouself nie, en later dan het dit heeltemal jou lewe oorgegaan. Die Here sê in sy woord in Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, of van vry, die wees kom nie daarna, skies dan. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Judas se swak plek in sy lewe het hom vatbaar gemaak vir die werk van die duiwel, wat hom gedring het na verraad toe. En hy het Jesus verraai. Soos Judas 'n swak plek van geldgierigheid was, is daar ander swak plekke wat ander mense dan ook belewe en wat ons bewus moet raak van. En ek het nou probeer om 'n lys hier te skrywe en ek het gedink aan my eie swak plekke wat die Here al vir my kom uitwys het en ek moet werk daaraan sodat daardie swak plek in my lewe, daardie kort long of daardie ongeregtigheid of daardie vergelding
dat dit nie hy sal oopmaak vir die werk van die duiwel nie. Vir sommige mense is 'n swak plek vrouens, die manne wat val vir die vrouens. Daar is mos die 3 R'e. Ken julle die 3 R'e? Die rokke, die rante en die roem. En dit het baie mense al tot 'n val gebring. Aansien. Dalk ander is ongeduldigheid. Ek is een van hulle gewees. En ek dink ek werk nog, maar dit is nog baie werk. Woede, om vinnig kwaad te word, daardie kort lont van my. Dalk wrokke wat ons koester, is 'n swak plek. Teleurstellings wat ek nie reg hanteer nie. Die eie ek wat op die voorgrond bly kom. Vir ander is dit daardie verontregting wat ek ervaar het. Onvriendelikheid. Vir ander is dit vergelding. En daar is baie wat ons kan byvoeg. Maar dat ons die Here sal vertrou en sê, Here, waar is die swak plek in my lewe? Dis wanneer die mens beheer verloor oor sy emosies, dat hy vatbaar word vir die werk van die duiwel. Jy sien hoe werk dit in mekaar in. En ons het gesien dat die pad wat lei na verraad, is 'n hart wat ontvanklik is vir die werk van die duiwel. En die oorsaak is, dit is waar die mens nie beheer het oor sy swakhede nie. Die laaste gedagte wat ek in die middel wil laat, die pad wat lei na verraad, is waar daar nie ware berou is nie. Is waar daar nie ware berou is nie. Ons kyk wat sê die woord van die Here oor ou Judas. Lukas 22 vers 47 en 48. En terwyl hy nog spreek, dis nou Jesus. Hy was daar op in die tuin van Getsemane, by die Olyfberg, en hy spreek daar, kom daar 'n skare. En hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom om na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy my, of verraai jy die seun van die mens, ekskuus tog, met 'n kus? Dit was nie ongewoon vir die disippels in daardie tyd, om hulle meester, hulle rabbi, te groet met 'n kus op die wang nie. Dit was nie vreemd nie. Maar dit is die ooreenkoms wat Judas met die Joodse leiers gehad het. Sê, ek sal daar kom en die een wie ek gaan soen, hy is die een wat julle gevange moet neem. Ons sien in Matteus 27 vers 1, tot al by vers 5, sien ons daar die gebeure daar. En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En ons sien in verse 5, en hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself opgaan. Ek glo, as ek die Bybel reg lees, dat Judas was nie bewus van wat die kerkleiers met Jesus wil doen. Ek glo hy was nie bewus dat hulle hom wil doodmaak. Hulle wil hom net wegkry. En hy het gegaan en hy gaan verkoop hom eintlik as 'n slaaf aan hulle, sodat Jesus vir hulle sal werk. Want hy sê daarso, hy was nie bewus daarvan nie, die woord van die Here sê dit. En toe hy agterkom, was dit te laat. Jesus was reeds gevange geneem. Hy was reeds in boeye gewees. En hy het gehoor hoe hierdie kerkleiers beraadslag, hoe kan hulle Jesus doodmaak? En hy is benoud oor wat hy nou gedoen het. Hulle sê mos, spyt kom altyd te laat. En dit was die geval ook hier by ou Judas. Judas het geen uitkomste gesien uit hierdie ding wat hy nou veroorsaak het nie, behalwe om sy eie lewe te neem. Die feit dat die woord sê dat Judas berou gehad het, beteken nie dat hy skuld erken het nie.
Hy het berou gehad oor die aandeel wat hy gehad het in die verraad van Jesus Christus. Hy het nie berou gehad waar hy in sy verandering in sy gemoed gekom het, verandering in sy hart gekom het nie. Daardie berou het hom nie gedring na Jesus om vergifnis te kry by Jesus nie. Dit was berou omdat hy besef het dat hy het nou eintlik 'n fout gemaak en hy is nou skuldig aan verraad. As ons kyk na die apostel Petrus, hy het berou gehad omdat hy Jesus verloon het. En hy het waarlik berou gehad voor Jesus en hy het reggemaak in sy hart, hy het reggemaak met Jesus. Judas was bewus van sy sonde, maar hy het gekies om eerder 'n einde aan sy lewe te maak sonder om na Jesus toe te gaan en reg te maak. So baie van ons as kinders van die Here staan op hierdie punt. Daar is nie waarlik berou oor iets wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek besef ek is dalk verkeerd, maar ek is dalk te skaam om dit te erken. En ons sny ons eie kele af in ons geestelike lewe omdat ons nie bereid is om na Jesus toe te gaan en sê, Here, ek was verkeerd nie. Here, ek kan nie voortgaan nie. Maar ek wil nie my eie lewe neem nie. Judas se lewe was eintlik 'n gemors op die einde gewees. Hierdie verhaal vertel ons van Judas wat boosheid in sy hart gehad het en ook wat die gevolge was. Daar in die begin moes Judas om vertrou het aan die beheer van die Here Jesus Christus in sy lewe. Maar sy swakheid het hy oorgegee en die duiwel het beheer geneem in sy lewe. Sy probleem was, hy was ontvanklik vir die werk van die duiwel. Hy was meer gehoorsaam aan die duiwel as aan die Here Jesus Christus. Geldgierigheid het sy ondergang beteken. En hy het Jesus aan die bloeddorstige Jode en die Joodse geestelike leiers verkoop as 'n slaaf. Hy het besef wat hy gedoen het en dat dit te laat is om reg te maak. Maar hy het nooit besef dat die grootste genade is in Jesus Christus. Dit wat Jesus hom geleer het vir 3,5 jaar, het hy misgekyk en hy verloor alles wat hy in die lewe gehad het. Dit het hom gelei om 'n einde aan sy eie lewe te maak. Hierdie verhaal spreek direk met 'n mens se hart. Wanneer ons gaan kyk na die lewe van Judas Iskariot en die pad wat hy gestap het om hierdie verraad te pleeg, moet soos rooi ligte vir 'n mens uitgaan. En in besonder vir die kind van die Here. Want ons almal het swak plekke. En die duiwel is deeglik bewus daarvan. En hy gaan daardie swak plekke uitbuit, sodat ons net verder en verder sal wegval van Christus af. Ons kan in die binnekring van Christus wees, maar ons kan verraad pleeg deur die duiwel wat beheer het in ons lewens. Ons moet ons swakhede ken en ons moet nie toelaat dat hierdie swakhede ons tot 'n val sal bring nie. Dit kan so maklik gebeur dat ons in ons geestelike lewe deur hierdie swakheid ook Jesus verraai. En ons moet vra, Here, as ek 'n Judas Iskariot wat U verraai het, Here, het my lewe so geraak dat ek 'n Judas Iskariot is en verraad pleeg. Ons moet die Here vertrou om diep in ons harte te praat, terwyl ons op pad is na die kruis toe. Wat wil Jesus vir my kom sê? Maar die wonderlike genade is die kruis. Jesus Christus het aan die kruis gesterwe. Sy genade is daar. Ons kan na Jesus toe kom en sê, Here, ek het gesondig voor U. Here, ek wil regmaak met U. En die Here se woord sê, hy sal ons vergewe. Hy sal ons kom herstel. En dan kan ons in daardie herstel ook vorentoe lewe. Dis die wonderlike kruisboodskap vir ons vandag. Ons hoef nie soos 'n Judas Iskariot weg te hardloop en onsself op te hang nie. Ons kan na Christus toe gaan en die Christus gaan regmaak.
Die pad wat lei na verraad, is 'n hart wat ontvanklik is vir die werk van die duiwel. Is waar die mens nie beheer het oor sy swakheid nie. Is waar daar nie ware berou is nie. Mag die Here u kom seën ook hier in hierdie boodskap vanmôre. Amen. Here, baie dankie vir 'n lewe van Judas wat eintlik so tragies geëindig het. En al wat hy moes gedoen het, al het hy verkeerd opgetree, al het hy verraad gepleeg op die hoogste vlak, hoogverraad, was daar vir hom vergifnis by Jesus. En hy kon dit gekry het. Maar hy het gekies om Jesus te los en verder van Jesus af weg te wees. Here, mag ons ook in hierdie tyd van Paasfees nader en nader aan U kom en ook so U in ons lewens toelaat om te kom verander ons nie kan verander nie. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Vriende, ons gaan